Kokkedoor and Koekedoor, the iconic food competitions that had South Africans glued to their screen. Tears, triumph, burnt cakes, standing ovations, and some of the most talented cooks and bakers in the country going head to head. But what happened after the cameras stopped rolling? Where are they now? Hi guys, it's Nadine. Welcome back to my channel. Today we traveled all the way to Saldanha to meet one of those incredible bakers. Sanet Eigelaar was a top 3 finalist in season 2 of Koekedoor back in 2016, baking her way into the hearts of viewers across South Africa. Long before the show, she had already started her bakery Cup of Cake right here in Saldanha. And today we're visiting her to catch up on what the last 10 years have looked like. And she's going to show us how to make a beautiful Italian meringue. Let's get started. Sanet, dankie dat ons vandag by jou kan kom kuier. Ek sien baie uit om die meringue saam met jou te maak. So wat doen ons eerste? Maar vandag gaan ons doen die Italiaanse meringue. Ja. Iets wat maklik klink, maar wat nogal 'n paar tricks het rondom om dit te maak. Die eerste keer wat ek dit gemaak het, was dit 'n totale gemors. Maar na so 300-400 keer wat jy dit maak, Ja. dan kry jy dit dan reg. Daar's 3 verskillende meringues. So jy kry die Franse meringue. Ek dink dit is iets waarmee almal bekend is. Ja. Almal ken die skympie, Ja. waarmee ons groot geword het. Ja. En dit is 'n rou meringue wat jy dan moet bak. Wat baie mense ook gebruik op 'n groot lemon meringue. So dis eintlik 'n baie onstabiele meringue omdat hy weer gebak moet word. Ja. Dan kry jy die Swiss meringue. Baie is meer stabiel. Dit word tipies gebruik in iets soos 'n Swiss buttercream, baie stabiele Ja. en 'n minder soet versiersel is vir koeke. En dan die Italiaanse meringue is die mees stabiel van die 3 vir wanneer jy goed wil versier. So dis ook 'n gare meringue, so hy hoef ook nie weer gebak te word. So wanneer jy enigstens ooit met eierwitte werk, wil jy verkieslik in 'n metaalbak werk. Ja. En jy wil seker maak daar's geen vetterigheid in jou bak nie, geen water nie. So jy kan dit met 'n bietjie asyn tot jy weet afvee, anders gaan jou eierwit nie oortentig klits nie. Ek sê altyd daar's 'n ding wat jy moet hê as jy wil bak. Dis 'n goeie skaal en great maatkoppies. Ons het hier afgeweeg 360 gram gewone wit suiker, knippie sout. Ek sit 'n knippie sout in want dit vat net so 'n bietjie daai soetigheid van die meringue af. En dan gaan ons byvoeg 200 ml gewone water. Wanneer jy die water byvoeg, maak seker dat al die suiker onder water is. Dat daar nie stukke suiker bo-oor uitsteek nie, want ons wil nie hê daar met kristalle teen die kant te sit nie. Jy het ook nodig 'n termometer. As jy nie een het nie, is daar ook maniere om te toets, maar ek verkies om met die termometer te werk omdat dit meer akkuraat is. Okay. So dit gaan ons aansit op 'n lae hitte. Jy wil hê dit moet stadig kook. Die suiker moet nou heeltemal smelt totdat hy begin borrel. In jou menger gaan jy ingooi 6 eierwitte. Okay. Die reël is eintlik 1 eierwit, 2 suiker. Okay. So is 180 gram eierwit teenoor 360 gram suiker. Okay. En nou wag ons dat hierdie ouetjie moet smelt. En dit kan 'n tydjie vat. Ja. Ek verkies om hom op 'n lae hitte te doen sodat hy nie kristalliseer nie, want anders gaan jy kristalle in jou meringue hê. Sanet, waar kom jou liefde vir bak vandaan? Maar ek dink soos in die meeste Suid-Afrikaanse huise gebeur dinge maar rondom die kombuis. Ja. En rondom 'n tafel waar geëet word, waar daar kos gemaak word en waar daar gebak word. En ek het redelik groot geword in 'n huis en in oumas se huise waar daar kos gemaak is en waar daar gebak is. En in ons huis was ons toegelaat om self te bak in die kombuis. En ek dink dit is eintlik die amazing deel daarvan is om self betrokke te raak, te doen en te eksperimenteer met kos. Ons het van jongs af ons eie verjaarsdagkoeke gebak, nie omdat ons moes nie, maar omdat ons wou. Cup of Cake is amper 14 jaar oud hierdie jaar. Waar kom die droom vandaan? Waar kom die naam vandaan? Toe ek nou 'n jong onderwyseres was, wou ons trou. En vir 'n ekstra fonds het ek gebak vir ekstra inkomste. So jy weet, tussen die onderwysers, as iemand verjaar, dan bak ek maar 'n koek, of ons maak die platter, of ons doen dit. En dis vir die
bak vir geld eintlik begin het. Okay. En toe ek in die Weskus kom, toe het ek self probeer om dit weer aan die gang te kry. Ek het by Markies betrokke geraak saam met 'n amazing vrou, Isabella Niehaus. Ja, ek het begin koek bak in koppies. Op 'n klein espresso koppies, Ja. dis waar die naam vandaan gekom het, Cup of Cake. Dis waar alles begin het eintlik. En Sure. so het ek net besluit, weet jy wat, dis iets wat ek graag wil doen. Ek dink die droom was nog altyd daar. En ek het die groot stap gevat en ek het besluit, ek gaan my werk los en ek gaan met absoluut geen geld hierdie ding begin nie. Dan nou daai leap of faith, daai kom ons kyk wat gebeur. Ja, en ek het dit gedoen en soos jy sê, nou is dit amper 14 jaar. Sure. In die Weskus is dit 'n ding dat koffiewinkels en plekke soos dit nie lank noodwendig 'n bestaan kan maak nie omdat dit so 'n seisonale bedryfie is. Hoe het jy dit reg gekry om al vir 14 jaar staande te bly? Ek gaan nie vir jou jokkie, dis nie maklik nie, maar ek dink wat ons redding is dat ons nie net 'n koffiewinkel is nie. Ons bak eintlik koek. Ja. En ek dink die lekker ding van die hele bedryf in ons situasie is, ons bak ons eie koek. Jy weet as jy hier inkom, kry jy 'n stuk van Cup of Cake se koek en ons bak ook vir ander plekke. Ons bak verjaarsdagkoeke. So daai inkomste help om jou hele besigheid aan die gang te hou. Ja. So dit is nie net gedrewe op 'n koffiewinkel, dis 'n inkomste wat jy 'n bestaan van moet maak Ja. nie. So die twee vul mekaar lekker aan, want wat is 'n koffiewinkel sonder koek? En wanneer jy koek het, wil jy graag koffie hê. Ja. Dit is verskriklik inspirerend en as mens hier instap is net jy het dit reg gekry om 'n baie lekker atmosfeer te maak. Thank you so much for supporting my channel. If you like this kind of videos, please like and subscribe and help me make more content like this. Mens wil nie hy moet kook Hy nie. nie te vinnig nie. Ek hou daarvan dat hy stadig gaan, Okay. dat jy weet jou suiker is opgelos. Ja. En dat daar geen kristalle is nie. Want sodra daar kristalle vorm, gaan daai kristalle in jou meringue wees. Ja, en dan En jy kry daai ja. grainy Ja. stukkies in jou kristal wat jy nie wil hê nie. Soms Okay. gebeur dit. Ek bedoel, jy gaan dit baie keer kry. Jou eierwitte gaan nie altyd dieselfde wees nie. Wat jy ook kan doen om kristalle te verhoed, jy gebruik 'n deegkwas. Okay. En jy het 'n bietjie water aan die kant en al wat jy doen is net hier aan die kant. Jy net daai wat so bietjie kristalliseer, want dit gebeur. Hy gaan kristalle teen die kant maak. Vee jy net af. Jy roer glad nie die mengsel nie. Vat jy daaraan. Okay. Daar is baie mense wat sê roer die suiker tot hy smak. Ek glo die regte manier is dat jy glad nie roer daaraan nie. Jy vat nie daaraan nie. Hy doen sy eie ding. Okay. So op hierdie stadium, as jy kyk hier, sal jy sal geen stukke suiker sien nie. Ja. En jy sal sien hy begin nou so half borrel hier, maar hy begin so half dikkerig raak. Nou ek gaan nou die termostaat insit, Okay. om net te begin kyk waar is ons. Want as ons by 115 kom, wil ons hier begin klits. Okay. En jy wil nie daai merk mis nie, want as jy oor hom is dit te laat. En daarom sê ek begin laag, draai op. Alle goeie goed van tyd. Ja. En jy kan altyd So- dit erby sit, jy kan hom nie so vinnig wegvat nie. Yes. So ons is nou so amper op 100. Gewoonlik as ek hier by so net so oor die 100 kom, dan begin ek opdraai. Want as ons hier by 100 kom, sal jy sien is die suiker, die meeste van die suiker, ek sien nie suiker nie. Maar ek laat hom gewoonlik net 'n bietjie nog prit. Dis maar hoe ek dit verkies. Ja. Om seker te maak. So ons is nou so op 100, so ek gaan nou begin opdraai. Ek kan maar redelik opdraai. Jy kan hom maar stoot. Jy sal sien hy borrel nou redelik lekker. Ja. Wanneer die suiker te warm is en jy gooi dit by 'n meringue, gaan die meringue dit doen. Hy gaan heeltemal plat val. Die ander ding wat kan gebeur is, daai suiker is so warm, hy gaan kristalle begin maak. Hy gaan hierdie ding so vinnig gaar maak. En daai suiker is te hard. So jy kan dink as suiker te hard word, dis soos lekkers te maak. Hy gaan lekkers begin maak in jou eierwitte. En hy gaan nie daai deurlopende suiker in jou meringue hê nie. So jou res van jou eierwit val plat. As hy tipies nou nie op temperatuur is nie, gooi hom by, wat sal dan gebeur? Dan is hy nie warm genoeg nie. Okay. En dan gaan jou eierwit
ook eintlik platval. Okay. En hy gaan ook dalk kristalliseer of hy gaan ook so half 'n foamy tekstuur hê, want hy het nie oordentlik gaar geword nie. Hy het nie daai mooi glans wat jy soek nie, omdat hy nie warm genoeg was nie. So die punt is eintlik jy gaan weet as jy fout gemaak het met die suiker. Jou meringue sal Hierdie is 'n baie belangrike deel die temperatuur. Okay. En daarom sê ek gebruik eerder die termostaat. Wanneer jy nie 'n termostaat het nie en jy wil toets, gaan jy 'n lepeltjie indruk, jy gaan 'n druppeltjie vat, jy gaan hom in koue water laat val. Ons almal ken daai toets van sagte bal, harde bal. Hy moet nie op harde bal wees nie. Want sodra hy op harde bal is ons besig om lekkers te maak. Ja, okay. So jy wil hom op 'n sagte bal hê waar hy so squishy is. Goed, so hy's nou so op 114. Jy gaan ook weet met jou menger, hoe vinnig jou menger is, né? So dit is goed wat jy jy moet dit ken. wat jy later agterkom. My menger is bietjie stadig, so ek gaan vinniger. Okay, ons is op 115. Ek sit op volspoed. Ek wil daai meringue optrei en dan wil ek hom bygooi. Okay. En hier reguleer ek net. Okay. Volgens hierdie. So jy hou hom nou 150, probeer hom daar. Ek wil nie hoor as 118 gaan nie. Okay. Jy sal sien hier nou, dis nog te pap. Ja. Daar begin hy nou optel. Jy wil hom nie te styf maak nie, dan gaan jy 'n droë meringue hê. So hy moenie daai as jy optel daai feed wees nie. Net so omtrent by daai punt en hierdie proses moet ook redelik vinnig gebeur waar jy begin gooi. Jy laat hom net so bietjie afgaan en nou gaan ons baie stadig in 'n dun straaltjie, maar geleidelik. Nee, ek gooi aan een. Moenie ophou nie. Ja. En mens moet maar versigtig wees. Hierdie ding is baie warm. En as jy met hom brand jy veel seer. Ja. En jy sal sien die kleur verander. Hy begin so glans kry. Hy's ook baie bitter met die suiker baie as wat hy is, wat hy net gewoonlik styf loop. Daar's nie 'n tyd nie. Ja. 5 minute, 8 minute. Jy wil hom laat flits tot hy begin afkoel. Jy kan nie hier voel nie, jy kan hier voel, hierdie ding is warm. O ja, dis metaal. Ja. So, jy gaan begin voel as hy begin afkoel. Hoe meer jy dit doen, gaan jy met die oog sien. Hy's reg. As jy hom te lank gaan flits, dan gaan jy sien hy gaan begin dit doen. Ja. Hy gaan net begin sal. Okay. Tussen 5 en 8 minute is so al die goue reël. Okay. Ja. Sanet, hoekom het jy ingeskryf vir die doen? Wat was die inspirasie agter dit? Niemand wil sommer 'n naam gat maak op nasionale TV nie. Maar ek het geweet, nommer 1 ek gaan baie leer. Dit gaan 'n experience wees wat ek nie sommer weer gaan hê nie. Ja. Dis eintlik 'n vriendin wat my aangemoedig het om dit te doen. En ek het geweet dit gaan baie beteken vir my besigheid want mense gaan weet van ons. Ja. En dit was eintlik 'n groot motivering daar agter. Dit wat ek daar uitgekry het, was soveel groter as wat ek ooit verwag het gaan wees. Ja. Ek het persoonlik op so groot vlak gegroei, professioneel. 1 of 2 goed wat ek gedink het ek gaan leer, was nie net 1 of 2 nie, dit was 'n legio. Ja. En die invloed van mense in my besigheid was enorm. Ja. Ja. En dit was net 'n ongelooflike ervaring. Ongelooflik. So. Sy glans is mooi, hy het 'n baie mooi kleur. Baie mense sê jy kan dit hou vir 2 dae nie uit. Jy kan nie. Okay. Jy wil hom onmiddellik gebruik. Ja. Dis wanneer hy op sy beste is, onmiddellik. Goed, so wat ek doen is ek gebruik 'n silikon spatula en ek werk hom net so bietjie sodat hy lekker glad is. Nou op hierdie stadium kan jy hom of in 'n spuitsak sit met 'n punt van jou keuse en jy kan dit op cupcakes gebruik, jy kan dit in 'n trifle gebruik. Daar is verskriklik baie goed waarvoor jy kan gebruik. Ons gebruik dit vir ons lemon meringue cupcakes, ons paar van daai variante, black velvet met 'n kaaskoek vulsel, die peppermint een, die strawberry milkshake een. Ons gebruik dit vir ons lemon meringue omdat hy meer stabiel is. Ja. En daai suiker loop nie uit nie. Meringue maak gewoon baie druppels op. En dan gebruik ons dit vir ons, kom ons noem dit ons signature, is ons rooi fluweel kaaskoek. Dis my suster se gunsteling een. En sy sê so, dit is so tussen dit wat verkeerd is en wat alles wat reg is. So dis 'n laag kaaskoek.
laag rooi fluweel koek en dan met ons famous roomkaas versiersel Ja. en dan kom hierdie ouetjie bo-oor. Okay. Ja. Jy kan sien, daar's 'n mooi glans, hy's glad. Ja. Daar is nie stukke goed in nie. Dan gebruik ons dit op die koek. Ek gaan sommer in met hierdie ouetjie. En hy's so stabiel. Ja, dis mens kan sien hy bly staan daar waar hy En kant baie is. mense sukkel want hy's pap. As in aan pap was jou suiker nie op temperatuur nie. Suiker was nie op temperatuur nie, jou eierwitte was nie styf genoeg geklits nie. Maar dit is maar iets wat jy moet oefen. Ja. Dis iets wat mens oefen, partykeer maak ek 'n gemors. En dan begin jy maar weer van voor af. Ek maak soms sulke brandertjies op die koek. Dit lyk net mooi as jy hom met die blou vlam doen. Ja. Jy kan hom glad doen, jy kan, soos ek sê, jy kan doen wat jy wil. Kyk, ons torch is ook nou al so oud, jy moet hom ignite met 'n lighter. En dan blou vlam jy hom net so. En dis vir my die mooiste ding. En die reuk van hierdie suiker wat so half brand is net ongelooflik. En jy hoef ook nie dit te doen nie. Jy kan nou hiermee, jy kan hom net so los ook. Jy kan iets oorsprinkel. En hy gee hom ook 'n ander smaak. Daai getouste smaak wat jy verkry. Daar's ons signature red velvet kaaskoek. Sure. So net wat volgende, wat's in die toekoms? Ek dink die mens hoef altyd te weet nie. Ja, dis waar. Op hierdie stadium is ons hier, ons doen ons ding. Ek dink die groot ding is mense moet net nie stagneer nie, wat baie gebeur. Ja. In die toekoms dink ek gaan ons nog 'n tydjie hier wees. Ek weet nie wat anders mense doen nie. My suster is saam met my in die besigheid van waar ons gekom het. Ons het nou so 'n bynaam ook gekry, ons is die Koeksusters. En dit sal vreemd wees om dit nie te hê nie. En weet jy wat, ons vat dit soos dit kom. Wat dit elke dag moeite werd maak, daai persoon wat deur daai deur kom en daai snykoek koop en dan die gesig wat jy sien as hy daai stuk koek eet. Ja. Of die persoon wat kom en sê hoe amazing daai koek was of hoe mooi hierdie koek is wat hy gekry het. En dan besef jy dit wat jy doen maak tog 'n verskil. Ja. En dit is 'n lekker gevoel Ja. om op ons snaakse manier hier met koeke en cupcakes en 'n koppie koffie 'n verskil te kan maak in iemand se lewe. Ja. Sure. So net jou storie agter dit alles is verskriklik interessant en ek dink baie mense gaan geniet om op die kant van die storie te hoor. En om te sien waar jy is 10 jaar na Koekedoor. Jy's nog steeds hier en jy's nog steeds lief vir bak. Baie dankie dat ons vandag saam hierdie meringue kon gemaak het. Ja, ek het baie geleer van meringue definitief uit dit uit. Dis 'n groot plesier. Ja.